Ek weet nie wie van julle het agtergekom nie. Maar die wêreld hier rondom ons is in chaos. Maak nie saak waar jy kyk en dis chaos. Selfs lande wat jy gedink het is stabiel, lê in chaos. Die goed wat op hierdie stadium in Amerika aangaan, kan ons eers oor praat nie. Jy weet, Frankryk het nou in hierdie week sy ambassadeurs van beide Amerika en Australië onttrek. Frankryk en Amerika en Britannia, hulle was altyd groot allies geweest en alles saam. En skielik het Frankryk om nou onttrek daarvan. China dreig aan die ander kant weer om Amerika aan te val. Jy weet, China is besig om al hoe meer, soos die Engelse sê, sy muscles te flex en te wil wys, hy's 'n groot wêreldmotor. En hulle sê, daar is 'n baie sterk moontlikheid, hy wil hom aanval. Die Taliban, mense wat verlede jaar nog absolute gehate terroriste is, sit vandag met die wêreld se beste weermag toerusting. Jy weet, ek het nou die dag, as jy luister na wat hulle het en wat hulle gekry het, dan is dit ongelooflik. En die chaos in Amerika met hulle borderkrisis, hulle grenskrisisse wat hulle hier het, en alles wat daar aangaan, dan kan jy nie anders as om te sê, die wêreld is in chaos nie. Iemand het in hierdie week, ek was 'n videoklip vir my gestuur wat so griesam is, ek wil dit nie deel nie, ek wil dit veral nie in gehoor soos hierdie deel nie, maar waar hulle wys hoe Christene voor die voet dood eenvoudig doodgeskiet word. Ek wil nie eers sê soos honde nie, want ons skiet nie soos honde so teeklik. Hulle word net so neergelegg, hulle word geskiet. In Suid-Afrika, ja, wat sal ons sê oor die korrupsie en die chaos wat op daai land aan die gang is. Maar die wêreld daar buite lyk baie donker. Jy dink partykeer 'n plek is mooi en dis goed, maar dis chaos. Chaos. Ek dink ons hier in Namibië het op hierdie stadium die minste chaos van die lande. Maar ons mag dalk dink, hierdie chaos en al hierdie dinge wat gebeur, en dit is ons net daar ver, dis net aan die ander kant ons grense, dis nie goed wat ons dan ooit sal bereik, naby ons land sal kom nie. Maar ek het in hierdie week, Nico was in Nambuland gewees, en een aand terwyl hy weg is, toe het ek 'n droom gehad, net so voor ek wakker geword het. En ek droom, ons is allemaal in Canada, die hele gemeente is in Canada, ons het Canada toe getrek, allemaal is daar, so, en ons dink, wow, dis fantasties, ons is nou in die wonderlikste plek, is die eerste wêreldland, alles is mooi, ons het mooi huise, die natuur is mooi, dis groen, dis alles mooi. En skielik, in my droom, kom die regering in Canada en hulle sê, daar mag geen Christene meer in die land wees. Christenskap is verbode, jy mag jy Bybel besit nie, en hulle begin ons as Christene te skiet, word wakker. En toe ek dit nou droom, nou ek besef dit was dat ek reg nou geen betekenis meer as dit, as behalwe dat dit 'n droom was nie, maar dat het my toch aan die dink laat sit. Wat is nou die dink ek nou? Weet, ons sit nou hier in Namibië, en China is besig om 'n wêreldbedreiging te maak. Wat sal ons doen? Wat as China besluit, hulle kom vat Namibië oor? Ons leef hierdie week nog rustig, en donderdag, Vrydag, besef ons die Chinese weermag het ons land ingevat, hulle het die kabinet oorgevat, en hulle is 'n beheer. Wat? Nou dink mense, ag nee, dit sal nie gebeur. Daar sal verseker mense en magte en goed wees. Maar wie gaan vir China keer? As China nou besluit hulle doen so iets, wie gaan hulle kan keer? Dink julle Suid-Afrika sal ons kom help? Suid-Afrika beteken niks nie. Amerika het soveel chaos in hulle land, hulle sal ons nie kom nie. Want wie is Namibië nou eintlik? So baie maklik kan dit gebeur. Nou wat as China nou? Ons gaan nou so denkbeeldige scenario's skep. Met China wat nou instap, en hulle neem nou hierdie land oor. En hulle besluit, hulle is nou soos die Taliban. Want toe die Taliban in Afghanistan instap, eerst wat hulle sê, gee jou selfoon. As jy die Bybel-app of enige Christelike apps op jou selfoon neem, skiet ons jou. Jy soek die huise, hulle vat al die Bybels af, vat al die Christene, vat hulle uit.
Sê nou maar hulle kom en hulle sê dieselfde hier. Nou sit ons in 'n posisie. Ons is hier nou by mekaar. Jy het nie meer die Bybel op jou selfoon nie. Wat as jy geen toegang meer tot YouTube het nie? Jy kan geen Christelike video's op YouTube meer kyk nie. Jy kan geen Christelike boodskappe op Facebook meer kyk nie. Jy het geen toegang meer tot dit nie. Dit klink dalk so 'n bietjie vrygesog, maar mense onthou net 'n paar jaar terug het ons ook nie gedink ons gaan nie op 'n Sondag kerk hê nie, of kinders gaan vir maande lank in skool hê nie. Dit is iets wat mag gebeur, dit kan gebeur. Wat as hulle vir ons sê, ons mag nie meer by mekaar kom volgende Sondag nie? Wat dan? Waar staan ons dan as die eindtyd kerk? Want ek dink ons sal almal saamstem dat ons leef nou in die eindtyd. Nou wat sê die Bybel vir ons rondom die eindtyd? Jesaja 60 vers 2 sê, ek gaan net eers die eerste deel lees, hy sê, want kyk, die duisternis sal die aarde oordek en donkerheid die volke. Luister maar, duisternis sal die aarde oordek en donkerheid die volke. Dat sê een van die Engelse vertaling so, for behold, darkness shall cover the earth, and thick darkness the peoples. En is dit nie presies wat ons op hierdie stadium ervaar nie? Daar's 'n donkerheid oor hierdie aarde, en dit is asof die boosheid van die mensdom net toegeneem het. Mens hoor van dinge en slegheid en boosheid in hierdie wêreld, soos wat jy dit nog nooit kon indink het. Maar dan eindig hierdie versie nie daar nie. Hy gaan verder, die tweede gedeelte sluit daarby aan, wat hy sê, maar oor jou sal die Here opgaan, en sy heerlikheid sal oor jou gesien word. So ons het aan die een kant het ons hierdie waarskuwing, donkerheid gaan donkerder word. Ons het hierdie belofte van lig wat oor ons sal wees. So ons besef, ons is eintlik kerk, voordat die wegraping plaasvind, voordat ons kan weggaan, gaan ons in hierdie konfrontasie van duisternis sit. En daar is soveel gelowiges wat vandag met hulle lewens moet betaal. Ons dink omdat ons hier daar sit, dat dit ons eintlik raak nie. Maar dit is 'n werklikheid vandag. En dan sê die Here, maar oor jou sal die lig wees. En die prentjie wat ek daar by die lig opgesit het, elke keer as ek hierdie gedeelte in Jesaja 60 bid, en dan sien ek sien ons as gemeente, sien ek soos 'n ligtoring, 'n vuurtoring in die donkerte van hierdie wêreld. Dit is ons taak, dit is ons opdrag. Dit is wat ons veronderstelling is om te wees. Hoe donkerder dit om ons word, hoe sterker die chaos om ons word, hoe helderder moet die heerlikheid van die Here, die lig van die Here deur ons kan sigbaar wees en gesien kan word. Maar hoe gaan ek dit wees? Hoe gaan ons as gemeente kan sê, ons is die eindtydkerk, ons is reg om die eindtydkerk te wees? Jy weet, hulle sê, op hierdie stadium is vrees en depressie erger as wat die coronavirus eintlik was. Meer mense sterf as gevolg van vrees wat hulle beetbaar in hierdie tyd, as wat hulle aan die virus fisies self sterf. Maar die Here beloof ons, maak nie saak hoe omstandighede is nie, maak nie saak hoe swaar dit gaan nie, hy sal altyd by ons wees. En Jesaja sê die Here vir ons, al gaan jy deur die riviere, al gaan jy deur vuur, ek is by jou, ek sal jou nooit vergeet nie, ek sal jou nooit verlaat nie. So met ander woorde, die donkerte van die wêreld behoort nie vir ons 'n vrees te wees nie. Dit behoort nie vir ons 'n plek van verskrikking te wees. Inteendeel, ons is veronderstel om die lig en die vrede in hierdie wêreld te wees. Ons lees 'n bietjie verder, Romeine 8 vers 1. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Vers 14. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Nou, hulle sê die ondergrondse kerk in China is die vinnigste groeiende kerk ter wêreld. Ek het nou hierdie week so 'n bietjie gaan oplees oor hulle. Hulle neem daagliks
met 1 miljoen lidmate toe. Dis baie. Maar nou sit hulle met hierdie probleem. Hulle sien hulle pastoor dalk 1 of 2 keer in 'n maand as hulle gelukkig is. Want vir elke 7600 Christene is daar 1 pastoor. Sonder woorde, daar's te min pastore om dit te doen. Nou hierdie skrifgedeelte sê, almal wat deur die Gees van God gelei word, hulle is kinders van God. Ons is eintlik kerk, moet een ding kan leer. En dit is om deur die Gees gelei te word. Wat sê die Heilige Gees ons? Nou kom ons terug na ons scenario toe van wat as ons die volgende Sondag by mekaar kan kom? Julle weet wat die eerste ding is wat gaan gebeur. Hulle gaan ons Bybels afvat en ek en Nico gaan daar in die tronk sit. Right. So met ander woorde, nou moet jy besef, op jou as 'n individu begin daar nou ook verantwoordelikheid rus. Want die pastore, die predikante, die YouTube en al die ons is nou uit die pad uit. Ken jy die stem van die Heilige Gees? Hulle vertel in hierdie ondergrondse kerk, werk het so. Hulle het staatskerke in China, maar dit word absoluut deur die staat beheer wat gepreek word en wat gesê word. Maar die ondergrondse kerk is die kerk wat vervolg word. En dit is hy wat so geweldig groei. Hulle kan nie sê, goed, ons kondig nou af, volgende Sondag, 10:00, gaan ons daar by Jackie se werkplek, daar agter in die stoorkamer by mekaar kom nie. Want een van ons wat die sin kan 'n spioen wees. So hulle kondig niks af nie. Hulle sê niks nie. Elke lidmaat moet luister wat sê die Heilige Gees kom. En waartoe lei die Heilige Gees op? Volgende Sondagoggend 10:00, dan is almal daar en almal is reg en almal kan bedien en almal is gereed om, hulle is voorbereid om te kan bedien. Want hulle weet nie wie het dalk in die tronk beland hierdie week. Nou vra ek weer, wat as ons in hierdie situasie kom, dat ons moet weet, wat is die leiding van die Heilige Gees? Ken ons vandag die stem van die Heilige Gees, dat ons kan weet, die Heilige Gees lei ons om dit nou te doen. Sê nou maar, jou lewe hang daarvan af. Jy weet nie, as ek nou hierdie pad vat, dan gaan ek daar voorgelê word, daar kan ek beroep word, daar kan dit vir my voorlê. Dit is nou om een van die koese woorde te gebruik, kardinale belang, om te sorg, dat ons die stem van die Heilige Gees ken, dit weet, hoe klink hierdie innerlike stem. En baie keer dan verwag ons, dit moet hierdie booming voice wees, wat vir jou sê, Alida, ek wil hê, jy moet vir Piet gaan bid. En 99,99% van die kere is dit nie so. Al wat gebeur is, jy dink nie die hele tyd, hoe gaan dit met Piet? Dis like ek het lanklaas van Piet gehoor. En as jy die telefoon optel en jy bel vir Piet, dan sê Piet, weet jy wat, ek het nou eintlik gebed nodig. Dit is hoe die Heilige Gees ons lei. Nou hierdie skrif sê, al die kinders van God word deur die Gees van God gelei. Met ander woorde, dit is nie 'n vreemdheid nie, dit is nie 'n rariteit nie, dit is nie 'n onmoontlikheid nie, dit is nie iets wat toerver net vir hypergeestelike mense is nie. As jy sê jy's 'n kind van God, dan word jy deur die Gees van God gelei. Jy moet net leer om jou te luister, om jou radio fyner in te stel. Goed, Romeine 8 vers 26 sê, net so kom ook die Gees ons swakhede te help, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die Gees self tree vir ons in, met onuitspreeklike sigtinge. Goed, kom ek vra gou vanoggend hierso. Wie van julle wat hier sit, het nie 'n swakheid nie? Steek op jou hand, het nie 'n swakheid nie. Almal van ons het iewers 'n swakheid. Maar, Paulus sê, een van ons swakhede wat ons het, is dat ons nie weet hoe om te bid. Ek wou eintlik graag vanoggend vir julle 'n videoklip gespeel het, wat iemand vir my laat gisterand gestuur het. Maar dit nou so mooi, maar ek sal dit vir die dames almal aanstuur, julle moet dit maar vir julle manne wys, wat gaan oor die geweldige krag van gebed, dat as ons kan besef wat daarin lê om te bid, en om reg te bid. Want partykeer het ons gebede amper geword
word soos wat Lorika Raaf sing in daai liedjie van Mannetjies Roer. Seën my ma en seën my pa en my oom daar op sy plaas in Afrika. Gee ons nog net 'n bietjie reën en dan die volgorde van die woorde onthou nie. Maar dit is baie keer wat ons bid en hoe ons bid. En ons het baie keer gebede en dinge wat ons opsê, want dit is hoe ons gewoond is om te bid, om te sê. Maar baie min van ons gebede baie keer krag en impak. En as eintlik kerk, is dit seker een van die belangrikste dinge wat ons sal moet leer is, hoe om so te bid, dat ons lewe en ons gebede krag het, dat daar impak is, en dat daar verandering moet kom. En dis iets wat ek baie sterk in my hart ervaar, dat ons moet saam begin 'n pad loop, om te leer hoe om te bid, regtig te bid. Dit klink so, ons kan ons allemaal bid, maar hierdie skrif sê, die Gees kom ons swakheid te help, want ons weet nie reg hoe om te bid nie. En dan wil ek vers 27 sê, hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Because he maketh intercession for the saints according to the will of God. Nou die Heilige Gees is die een wat vir ons intree. Hy is die intercessor. Jy weet, ons dink baie keer, ons weet hoe om te bid, of ons noem onsself intercessors. Maar die ware intercessor, die Heilige Gees, is die een wat deur ons moet bid. Hoe bid hy deur ons? Hy bid, wanneer ons in tale begin bid, dan begin hy deur ons te bid. So dit is iets wat ons as eindtyd kerk moet weet. Ons moet weet hoe om hierdie wapen van tale gebed te gebruik. En ek wil weer vir jou sê, as jy nie gedoop is met die Heilige Gees en die spreuke in tale nie, kom dat ons vir jou bid, want ons gaan nie hierdie eindtyd kan deurgaan, as ons nie weet wat die wil van God is, en ons weet nie hoe om te bid in die wil van die Here nie. En dis die Heilige Gees, wanneer ons in tale bid, iemand het eendag 'n visioen gehad waar hy gesien het, wanneer jy in tale bid, dan is dit soos atoombomme wat afgaan in die geestelike realiteit. Nou vra ek die vraag, is die rede hoekom ons baie keer swak is, nie die feit dat ons nie werklik die tale gebed gebruik wat die Here vir ons gegee het nie. Ons is 'n Pinksterkerk, ons is veronderstel om in tale te bid. Dis deel van ons kenmerk en ek kan sê. En as daar nou een ding is van die ondergrondse kerk, wat my altyd verstaan, wat vir my, wat ek nie altyd, as jy weet, as ek na hierdie plek toe gaan, is daar 'n groot kans dat ek vandag gaan sterf. Wie van ons sal nog steeds gaan? Hoekom is dit vir hulle belangrik om by 'n kerk uit te kom? Dit gaan hulle lewe kos. Hoekom bly hulle nie maar net by hulle huise, sit in hulle huise, bid in hulle huise, en hulle stel hulle nie so gevaar bloot nie. Maar die gevaar lê juis wanneer hulle by mekaar kom. Wat is dit om saam te kom wat hulle so aantrek? En dan dink jy aan onsself vandag. Ons het so maklik verskoning. Daar is partykeer wettige verskonings wat 'n mens verstaan. Ek bedoel, ek is nie om klippe te oor iemand te oordeel nie. Maar dit voel as vir partykeer, dit is so maklik verskoning. Maar hierdie mense, dit kos hulle lewe om die Here te dien. Ek het eendag na getuienis geluister van iemand wat uit Noord-Korea ontsnap het en na Amerika gekom het. En hy was in Noord-Korea in die geweldige tronke, verskriklik gemartel vir sy geloof. En toe hy in Amerika kom, was hy geskok gewees om die lou toestand van die kerk in Amerika te sien. Almal het gedink, joh, as ek net in Amerika kom, daar sal ek vry wees, daar sal ek die Here kan dien, daar sal ek die Here kan loof. En toe hy daar kom en hy besef hoe lou die kerk eintlik is en hoeveel gemak in die kerk ingetree het. Toe vra hy ook die vraag, toe sê hy, dit is eintlik beter om die Here te dien in onder omstandighede waar jy weet, dit gaan nie jou lewe kos,
as in omstandighede waar dit eintlik met jou goed gaan wanneer jy een sê. En ek dink, dis baie keer die waarheid. Maar hoekom is kernbybel vir daai mense so belangrik? Toe ek daaraan dink, toe kom hierdie gedeelte in Prediker by my op, Prediker 4. Nou onthou julle vroeër jare in Suid-Afrika was die lese gewees, eendrag maak mag. Nou Prediker 4 sê, vers 9, 2 is beter as 1, want hulle het 'n goeie beloning vir hulle moeitevolle arbeid. Want as hulle val, kan die een sy maat optel. Maar wie die een wat val, sonder dat daar 'n tweede is om hom op te tel. Verder as 2 by mekaar lê, kry hulle warm. Maar hoe kan een alleenig warm word? En as iemand die een aanval, kan albei hom teëstand bied. 'n 3-dubbele lyn word nie gou verbreek. Nou, 'n 3-dubbele lyn word nie gou verbreek nie. En ek glo, dit is die rede, wanneer die kerk van Jesus Christus gaan begin om saam te kom, werklik in eenheid, gaan ons ook op 'n plek kom, wat ons werklik krag gaan hê, werklik lig gaan wees, en werklik 'n verskil gaan maak. Iets interessant net van hierdie 3-dubbele lyn. Jy weet, as jy 'n tou vat, jy kan nog 'n enkel tou maklik breek, maar jy weet net self, as jy 'n 3-dubbele tou het, jy kan hom nie met jou hand sommer so breek nie. Maar wat nou interessant is, as jy nou na die prentjie kyk 'n bietjie na die punte waar hy nie saamgevleg is nie. Wat gebeur met die tou waar die punte nie saamgevleg is nie? Daar begin hy uit te rafel. Waar hy nie saamgevleg is nie, begin hy uit te rafel. Baie keer rafel ons lewens uit, omdat ons nie in eenheid met die liggaam saamgevleg is. Ons wil ons eie ding doen, ons eie maniere ding doen, soos wat ek het wil doen. En dan verstaan ons nie, hoekom ons lewe uitrafel nie. En ek wil vir vandag vir jou sê, hierdie is 'n baie teoretiese preek. Wat as? Dit kan klink, ag, dit sal nooit gebeur nie. Maar as ons nie nou gaan begin leer, om te luister na die stem van die Heilige Gees, te weet hoe hy ken, te weet hoe om te bid, en te weet hoe om in 'n eenheid saam te aanbid, en saam die Here te loof, en saam die Here te soek nie. As die vervolging kom, gaan dit te laat wees. En ons het geen waarborg, niks dat dit nie kan gebeur nie. Ons kan sê, ons is in hierdie bevoorregte posisie, ek glo met my hele hart, dat die Here tot dusver Namibië beskerm, omrede ons nog sekere dinge soos aborsie en gay huwelike en goed nog nie voorstaan nie. Mense daai goed kan môre verander. En dan is die beskerming van Namibië af. Daar's geen rede waarop ons kan staan en sê, die Here moet ons bewaar, dat ons nie sit waar die Christene van Taliban sit, wat in Afghanistan is, of in China is. Wat maak ons beter, dat ons nie moet suffer vir ons geloof nie? Inteendeel, ek glo dat daar 'n eindtyd oes is wat moet inkom. 'n Finale oes, die grootste oes nog moet inkom, voor die wegraping gaan plaasvind. Maar ek weet nie of hy gaan inkom, terwyl die kerk lyk soos wat hy nou lyk. Want is baie keer wanneer die vervolging eers kom, dat mense die keuse om regtig die Here te dien. So, net en slotte saam, as ons die eindtyd kerk wil wees, en ons wil oorleef in die eindtyd, sal ons moet leer, om volgens die Heilige Gees se leiding te leef en te bid. Ons sal die Heilige Gees moet vra, om ons te leer om effektiewe intercessors te wees, die volmaakte wil van God te ken, deur in tale te bid, en ons sal moet leer om ons in eenheid, 'n 3-dubbele lyn, te bedien en saam te bid. Ek het vergeet om net te noem, dink net, as ek en Nico nou in die tronk sit, dan sal ek en Nico en Marlene en
Pastor Dennis, en Roan, en Pastor Dominee Johannes, noem hulle allemaal op. Wie gaan preek? Miskien Grant, as Grant in geval is, wie gaan preek? Wie gaan Sondag die diens lei? Elkeen van ons behoort op 'n plek te wees, ons het kan doen. Jy moet kan met jou Bybel vat, of het jou geaardheid is of nie. Sal jy dit kan doen in hierdie laaste? Ons kan sal. Vader, as ons vanoggend so na onsself kyk, dan weet ons, ja, ons skiet tekort. Ja, as ek na myself kyk, dan weet ek skiet tekort. Want dit is baie maklik om te sê ja in hierdie goeie omstandighede. Maar wanneer die vervolging kom en die moeilikheid kom, maar U het 'n belofte gegee dat U heerlikheid sal oor ons wees. U sal ons nie in daardie tyd verlaat nie. U sal ons nie alleen los nie. U sal met ons wees. U sal deur die Heilige Gees ons steeds dra. Maar ek wil bid dat U in ons harte hierdie erns van hierdie saak sal begin wakker maak, dat daar in ons binneste 'n passie sal begin brand om U te soek, ongeag omstandighede, ongeag van wat gebeur in die wêreld daar buite, ongeag enigiets, dat ons oë gefestig sal hou op U, dat ons hierdie wedloop kan voltooi, dat ons hierdie prys sal betaal, Here, dat ons in eendag, wanneer ons voor U staan, in heerlikheid kan staan en kan weet, ons het gedoen dit wat vir U ons geroep het. En Here, ek bid vir ons as gemeente, ek bid dat U die beloftes wat U gemaak het vir hierdie gemeente, dat U 'n verandering sal bring, dat U U Gees vir ons sal uitstort, dat U ons weer sal oprig, dat ons in lig en donkerte sal wees, dat dit in werklikheid sal kom. Here, dan weet ek, begin by my hart te verander, om 'n lig te wees in 'n donker wêreld, om 'n baken van hoop te wees in hierdie donker wêreld. So bid ek vir elkeen van ons. Ek pleit die bloed van Jesus oor ons. Ek vra dat die engele ons sal bewaar in hierdie week, sal beskerm in hierdie week, in Jesus